Dankie pastoor Norman. Wat 'n voorreg om daai gebed so te kan sing dat hy trek diep. Trek die trane uit my oë uit. As ons kyk na ons Vader, is iets wat die Here ons geleer het hoe om te kan bid. En ons Vader is vir my baie besonder. Ons is as klein kindertjies het ons al geleer. Seker een van ons heel eerste gebede wat ons geleer het en ons vassit nie. Ons sit nie vas. Maar dit is iets wat die Here vir sy disippels geleer het om te bid. En van kleins af vir elke kind kan jy sê, kom sê vir my die Onse Vader, en hy gaan vir jou opsê. So, en dan die betekenis van die Onse Vader vir my, is dat Vader weet alles, maar tog het hy vir sy disippels gesê, praat met Vader. Al weet hy alles, wil hy ons met hom praat. Ons Vader wat in die hemel is, kommunikasie tussen ons en Vader. Ons moet leer hoe met Vader te praat en sy stem te kan hoor. In die eerste plek is dit nie so nie. In die tweede plek, Here vergewe my soos ek ander vergewe, vergifnis. Vergifnis van God af, maar ook leer die Here my dat ek ander mense moet vergewe wat my kwaad gemaak het. Is dit nie waar nie? Vergifnis, 'n groot ding wat jy kan vashou, wat 'n binding op jou lewe kan hê, is jy nie vergewe nie. En dan vra ons vir God, vergewe ons as ander vergewe. En dan verder sien ek daar ook my daaglikse brood voorsiening. Oupa Vader is hier wat voorsien vir elkeen van ons. En dit is nodig om met hom te praat. Oupa Vader wil hê met hom praat. En God ons Vader praat met Oupa Vader om vir ons te voorsien ons daaglikse brood. En dan dankie te sê van nou af tot in ewigheid. Amen. Baie dankie pastoor. Dit is baie geseën. Terwyl ons in gebed is, rondom gebed besig is, wil ek graag vir Willie, ek wil jy nou nie blootstel nie, maar kom voor toe asseblief. Ons wil graag vir Willie bid, hy se pad na kom jy nou my kind na operasie toe. Pastoor, as jy saam kom bid asseblief. Ek vra vir Willie en die Here opdra en die Here die ander werk daar sal doen. Bid ons saam.
Dankie Vader dat ons vir Willie nie kan opdra die oggend in die besonderse liefde van ons koning Jesus. Here, hierdie maag en hierdie aandoening Vader, U weet van alles, Here. Maar hy wat Willie is, weet waar sy sterkte en krag vandaan kom, Here. Daarom kom dra ons 'n groep mense vir hom in op, Here, en sy gesin, Here. Ons kom bid Vader in die naam van Jesus vir 'n aanraking, Here. Ons kom bid dan ook verder, Here, dat U ons sal versterk deur geloof vir dit wat U vir hom gaan doen, Here, maar ook wat U vir hom as getuienis gaan gee vir dit, Here, wat U vorentoe met hom gaan maak, Here. Hy en sy vrou, Vader, kragtige dienaars in die akker, Vader. Daarom vra ons, Here, dat U hulle sal gebruik, Here, en dat hulle hy bereidwilligheid weer opnuut in U sal plaas, met die volle vertroue soos hy in die oomblik op die plaas vir hierdie aanraking en 'n volle genesing van sy maag, Here. En ons eer U daarvoor. Dankie vir hom lief is, Vader. Dankie vir sy gesin, Here. Dankie, Here, dat U vir hom die pad oopmaak vorentoe. In Jesus se wonderlike naam, ons bid tot die bloed daaroor. In Jesus naam, Here. Amen. 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 Dan was daar nou nog ander aktiwiteite ook gewees. Kinders se sang. Kompetisies. Het goed afgeloop het ek gehoor. Baie geluk. En nou aan, so prys ons die Here met ons sang. Met ons talente wat die Here ons gegee het, prys ons die Here baie geluk. Hou aan daarmee. Moenie ophou nie, gaan aan. Hulle lyk so stil daar in die hoek, maar hy kinders kan vir jou sing. Eers nou vat hulle die mikrofoon oor. By oupa Ben. Hulle het goud gekry. Goud gekry. Hoor daar, hulle het goud gekry. Prys die Here daarvoor. Kom ons gee hulle hande daar. Kom ons gee hulle hande. Hulle staan nie net bietjies uit nie. Amen. Ek weet nie van nog ander sportaktiwiteite is of iets wat ek uitgelaat het iewers nie. Dan aan hierdie kant, die by Bia se kant gister, van die 3 kompetisies by die netbal wat sy aan deelgeneem het. Vir 3 wedstryde eerder het sy 6 doele ingegooi. Sê vir Here, prys die Here daarvoor. Tot op die sportgebied staan die Here se kinders uit. Sport, atletiek, aktueel, hoe dit ook al sy, jy moet hy staan. Baie geluk ook aan Mia se kant en dank die Here daarvoor dat jy ons daar gebruik in die sportspel. Amen. Kom ons gee vir haar. Vandag 'n baie interessante gedeelte waaroor ons gaan praat is rondom hoe herken jy die stem van die Here? Nou hier is 'n baie interessante vraag. Want jy kan na mense toe gaan. Mevrou, hoe ken jy die stem van die Here? En dan hier hakel jy ons. Hier haak mense 'n bietjie vas en hier is baie oor te leer en baie om te ontvang en baie oor te deel. Want Abba Vader het ons elkeen geskape na sy beeld. Hy ken ons, hy weet hoe met ons te praat. En daarom glo dat 'n vader praat nie in geheime taal met sy kinders nie. Hy praat met jou so, want hy wil met jou praat, daar is nie geheim aan dit nie. Maar ons moet 'n manier leer om die stem van Vader te herken. En waar kwalifiseer ons om by hierdie stem uit te kom? Om jou saak met die Here reg te maak, ons begin daarby. Dit is baie belangrik. Ons kwalifiseer ons saak by die Here reg te maak. Pastoor het nou gesing hierso Handelinge 2 vers 38. Het ons gesing en ek lees toevallig vers 39 hierso saam. Ek wil dit ook maak. Vers 39 en 40. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver. Hoor daar, een van die beloftes wat ons nou van gehoor het van 3000 beloftes. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is. Die wat die Here ons God na hom sal roep. God roep jou na hom. Want 'n pa wil graag met sy kind praat. En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaning gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Daar is 'n kwalifikasie vereiste vir hierdie belofte. Vir hierdie spesifieke belofte. Laat julle red. My broer en suster, ons weet nie een van ons gaan ons nog môre hier wees nie. Ons weet nie een van ons gaan ons 'n bietjie later vandag hier wees nie. En as jy na my kyk, ek het 9 lewens, ek het al hele paar close calls in my lewe gehad, ek wil baie getuig oor dit. En die Here het my nog 'n kans gegee. Maar almal het nie altyd my kans nie. Ek hoor van ander is baie minder as ek oorgekom het wat al iewers is vandag.
maar hulle lewe nie meer nie. So wat ek vir jou sê is, moenie dat 'n kans verbygaan om jou saak by die Here reg te maak nie. Jy het vandag daai kans om weer reg te maak by die Here. Moenie skaam wees wat enigiemand anders sê nie. As jy voel om vorentoe te kom en jy lees hoe saam met jou bid, dan doen ons dit dadelik. Want ons het sekere kwalifikasies en sekere range en goed. Waar die Here vir ons gaan kom sê, wat het jy, wat Frans was, gedoen aan daai ou wat gebed nodig het? Hoekom het jy dit gestel? Hoekom jy saam nog gaan bid? Daai vraag wil ek nie antwoord eendag. Dis waar ek vir jou vra eendag dit. Hulle is ook na die diens, is altyd welkom na my toe kom, jy van die pastore. Jy van die ander, is baie gesinte kinders van die Here hier wat saam met jou kan bid. Asseblief, nie laat dit verbygaan. Dan moet nie dink dit is 'n kwessie van ou mense moet doodgaan. Ja, jonges kan doodgaan. Moenie dit uit die oog uitlaat. Ons sien dan ons lees in Korante van hierdie goede. Asseblief, enige tyd, kom praat. En as daar ander dinge is om oor te praat, kom praat ook. Ons gaan saam met jou bid en die Here gaan voorsien vir elkeen van ons. Nou die stem van die Here. Ek gaan slaap een aand en die Here roep my vir die bediening. En ek skrik wakker, want 'n stem roep my François, 'n stem wat my laat vrees van agting. Nie vrees van weghardloop nie, vrees van agting. Hoogagting, hierdie stem wat my praat. En ek skrik wakker, ek sê vir my vrou, wat sê jy? Jy sê nie, sy het nie my gepraat nie. En ek lê 'n bewe al langs haar. En die volgende oomblik kom myself te stem net om te slaap raak en hy roep my weer François en ek is weer 'n keer wakker. Ek sê, wat sê jy? Sy sê nee niks, maar sy het al 'n pad met die Here gestaan. Sy sê die Here is besig om jou te roep. Jy moet opstaan en gaan antwoord, want die Here roep jou. En ek het daar gelê rondom die volgende oomblik roep die Here my weer die derde keer aan. Met so 'n stem soos wat ons nou praat hier met mekaar, praat die Here met my. En ek gaan sy kamer toe en ek sê haar by knie maak, maar dit gaan so. En die Here roep my vir die bediening met die volgende skrif. Handelinge 5:2, dan sê die Here vir my, gaan heen, staan en vertel in die tempel aan die volk al die woorde van hierdie lewe. Dis vir die Here my gee net daar en dan. En die bene knak hier onder my, soos wat die Here vra. Jy het nie 'n ander keuse as om te weet, dis Abba Vader wat met jou praat. So dis belangrik om die stem van die Here te erken in jou dag tot dag lewe. Wat is nou volgende? Wat moet nou volgende gebeur? Andersins gaan die wêreld en Satan jou roof van die beloftes wat ons van gehoor het en van die dinge wat God graag wil hê jy moet doen as jy nie die stem van die Here ken nie. En as jy nie 'n doel het nie, is jy doelloos op hierdie wêreld. En sonder 'n doel aan te gaan, Pastoor Norman sal saamstem. Sonder 'n doel dan gooi die wêreld jou rond, links en regs en op en af en jy val. En jy kom net nie vorentoe nie. Die stem van die Here is nodig om geken te word. Ek lees, gaan heen staan en vertel in die tempel aan die volk al die woorde van hierdie lewe. Ekskuus, ek moet net weer aansit as nog 'n teks wat ek wil aanhaal. Sy kruisverwysing rond hierdie teks wat ek gekry het. Die Here sê in Handelinge 2 vers 46. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel. En van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoud van die hart geniet. Handelinge 2 vers 46. Dag vir dag. Dis hoe dit gebeur het. Hulle het tyd gemaak in die tempel. Hulle het al die goed gaan verkoop en hulle het saamgevoeg dit na die tempel toe gebring en onder mekaar uitgedeel en daarvan het die groot bediening van die kerke gekom en daar was baie sukses. Dag vir dag. Brood gebreek van huis na huis. Is jy bereid om jou brood te breek van huis na huis? Wat het jy nodig om dit te kan doen? Eerstens 'n kind van die Here, tweedens om iets van jou te deel met iemand.
Het jy al so diep jouself gedeel met iemand? Niemand gaan weet van die Here as jy nie met iemand gaan praat nie. So jy het nodig om iets van jou te deel. Dit wat die Here met jou gedeel het, om na iemand toe te stap en iets te gaan oordra van die Here aan iemand. Die saad wat gesaai word. My broer en my suster, wat dan gebeur is, die volgende, en jy weet waarvan ek praat. Ons betree 'n gebied waar 'n siel nou op die spel is. En waar 'n siel op die spel is, werk God. Dis waar. Want hy het sy alles gegee vir elke siel. Hier moet jy reg wees, want hier kan dinge gebeur, hier gaan dinge gebeur, wat ons nie fisies altyd so met die oog kan sien in die geesteswêreld, is 'n siel vernuwe word en reggemaak word. Die kragtige werking van die Heilige Gees in iemand se lewe. Op die sportveld, op die sangveld, by die werk, van alle plekke. Het ek donderdag aand gesê van 'n steefvoork aan my en sy vrou, ons het sommer net daar by die ingang van die werk gesit en bid en baie geseën en gesalf. En ek dank die Here daarvoor. Ek dank die Here daarvoor, as nie skaam is vir die evangelie nie. Want wat sê die woord? As ons gaan skaam vir die evangelie, dan die Vader ook eendag vir ons skaam. Sê dit jy nooit geken nie. Dit is woorde wat ek nie wil pardaai nie. Glad nie. Ons wil lees daar dink. Ons wil net wees vir die evangelie van Jesus Christus. Brood gebreek van huis na huis. As ons nou kyk hierna, as ek nou vir jou vra, wie is jou buurman links en regs van jou? Gaan jy dalk vir my kan sê of dalk nie? Mense lewe so hulle eie lewens vandag. Dis net so jouself in saak. Maar vir 'n kind van die Here is dit nodig om uit te gaan. Jy moet gaan deel met die Here. Bobbel, ons moet deel met ons bure. Begin om iemand te groet. Hoe moeilik is om iemand te groet? En as jy elke dag iemand groet, dan môre gaan dit uitloop op 'n geselsie. As jy nie 'n persoon is wat voel jy kan dadelik op iemand gesels. Vir my, ek praat met enige iemand. Maak nie saak nie, as jy my in Soetan spreek, dan gaan ek jou ook in Soetan spreek. Die Here leer my daai taal en ek leer hom al hoe vinniger en vinniger. En as ek jou ons gewoonlik in Soetan antwoord, dan antwoord hulle my terug in Engels. En as ek Engels praat, dan gaan ons Afrikaans. So, die Here sal vir jou voorsien elke dag. Ek lees van 'n sendeling wat op is in die ooste, en hy sukkel met die taal, om die taal geleer te kry daar. En die Here, hy vra vir die Here, jy het my gestuur, maar kan jy met die mense praat, en ons verstaan nie mekaar nie, hoe gaan ek die woord oordra? En die Here sê vir hom, hierdie is mos my woord, die Bybel is mos my woord, vat die woord, en vat hulle woord, wat ook 'n ander Bybel is in hulle taal, en gaan vergelyk die twee met mekaar. En hy het vir iets soos 20 dae plus minus, sê maar 20 dae, gaan sit hy en hy sonder af, en hy vat hierdie twee Bybels, en hy en die Here werk deur hierdie twee Bybels. En dan sê nou maar, het was 20 dae, kan jy dink, maar het was minder as 30 dae. Gee die Here vir hom daai taal van daai mense, en hy kan begin bedien en werk met hulle. Uit die woord uit, het die Here vir hom so gesê. Nou hoekom gebeur dit dan net met sekere mense? Ons moet tyd met die Here spandeer. Dis die kwalifikasie wat ons moet hê. Moet 'n kind van die Here wees. Maak ons tyd. Maak ons tyd. En ek staan self baie skuldig om dit my tyd met die Here. Ek moet meer tyd met die Here maak. Ek moet meer tyd met die Here maak. Want ek wil sy stem hoor oral in alle besluite wat ek neem. Anders neem ek verkeerde besluite en dit kos my en dit maak my seer. Want dan gee die duiwel toestemming om my pad te gee. Pastoor Nathaniel sê so duidelik nou die dag weer op die vergadering dat soos wat God se plan vir jou is, het Satan ook 'n plan vir jou. Om alles teen te werk wat die Here vir jou uitwerk. Werk hy teen, want hy wil hê jy moet by Vader uitkom. So hy is ook besig elke dag om teen jou te werk. Wat het ons gehoor uit die sang uit Netto? Beskerm ons teen die bose. Dis wat Vader gesê het vir sy kinders om te bid, vir jou en vir my. Beskerm ons teen die bose, want hy weet die bose is besig om te werk hier buite. My broer en my suster, dit vat baie min van jou om werklik waar na iemand toe te stap en die evangelie met iemand te gaan deel. En die maklikste om die evangelie te deel, het ek gesien, is om uit jou eie getuienis uit te praat. Niemand gaan stryd met jou getuienis, want hulle was nie deel van jou getuienis.
En waar siel op die spel is Vader besig om dinge te laat gebeur in daai oomblik. Wanneer laas het jy iemand na die Here gelei? Die Here sê hierso, hy roep mense, hy trek mense. Wanneer laas het jy tyd gemaak om iemand na die Here toe te lei? Ek gaan nou nie vrae nou opsteek nie. Maar dit is nogal belangrik om dit elke dag in gedagte te hou. Want die Here het gesê, gaan, maak disippels van al die nasies. En as jy net om jou kyk, al die nasies is reeds om ons. Van oral af, almal is in Suid-Afrika. So die Here wil vir jou daar gebruik waar hy jou geplaas het. Nadat ek hierdie skrif gekry het en gelees het en ek opgewonde is oor dit wat die Here vir my gesê het, dan kom ek die pastoor van die gemeente waar ons toe nou net aangesluit het en vra, pastoor, ek wil jou graag ontmoet. En ek is vuur en vlam en ek wil begin met die bediening. En die pastoor se sekretaresse laat weet my, sê nou maar hy kom maandag aan. En maandag aan 7:00 en die kom hy en sy vrou daaraan. Ek sê pastoor, ek is so en so, dis my vrou en dis ons kindertjies. Dis die skrif wat die Here my gegee, die Here het my gepraat. Hy sê vir my, luister, ek sê pastoor, ek is dokter. Daar sak my moed in die skoene. Ek is opgewonde, hier kom hierdie kerk, Godsman, hy sê vir my, die pastoor sê hy's 'n dokter. My moes net so groot en wat moet ek nou maak? Nou voel ek, nou moet ek na die regte stem gaan luister. Ek gaan nou nie moed verloor deur die weer sê nie. En sy volgende woorde aan my is, nee, wat ek sien jou nie as 'n pastoor. Jy sê oor die kar buite gaan oppas by die kerk. Dis die werk wat ek vir jou sien. So jy kan soms Sondag alweer inval. Mense, weet julle hoe ek gevoel? Weet julle hoe ek gevoel? Hierdie ou is 'n dokter, hy moet die evangelie dan so goed te ken, hy moet my dan ten minste 'n bietjie uplift hierso. Hy moet my 'n bietjie optel. Maar as jy vir my 9 pas karre op buite, jy is nie geroep vir die bediening nie. My moed was regtig waar in my skoene in. So, ons kyk op na pastore ook. Ons kyk op na dokters ook, soos die party ons hulle self noem. Maar dit is belangrik dat hierdie stem van die Here deur alles nog steeds hoor. En daarby bly wat die Here gesê, die Here is groter as hierdie pastoor en hierdie dokter. Definitief. En ek was so afgesit dat wanneer ek diens toe gegaan het, kon ek nie luister na 'n woord wat hierdie ou sê nie. Want nou die duiwel op weer begin werk van hierdie kant af, om te kyk of hy verder hou kan slaan. In die kerk word jy baie keer kry geseën, dit is so. Ongelukkig is dit so. En dat ek moes uitstap by die diens uit in die bidkamer gaan sit en gaan bid, het ek net my kop uitgesorteer. Ek het veronderstel 'n boodskap te kry, maar die goeie maak my kop toe, maak my gedagtes toe om nie te kan ontvang nie. Dis die belangrikheid van elke posisie waarin jy aangestel is, waar jy diensbaar is in die akker van die Here. Nie net hier agter die preekstoel nie, maar oral. Ons hoor van die prestasies van die kinders, van die sanggebied en van die sport en al die goede. Weet jy is belangrik in die akker van die Here. Daar waar jy uitgaan om die woord van die Here uit te dra, is dit so belangrik om te weet iemand luister. Iemand luister na wat jy doen en na wat jy sê. Moenie afbreek. Moenie afbreek. Vra die Here as jy uitgaan en hy stuur jou uit om aan 'n eerder wag voor jou mond te plaas. Ek nie oorhaastig wees nie. Laat ons eerder, ek dink soos wat hulle gesê daar by die sonnaskool was meer ore as mond gekry. Om eerder 'n bietjie meer te luister as vinnig te reageer, vinnig iets te kan sê. Kom ons hoor dit sê Vader vir ons, as ons met iemand moet deel, of met iemand gaan deel, of met iemand bietjie gaan beraad, of hoe dit ook al sê waar die Here vir jou een stuur, vir iemand gaan bid in die hospitaal. Daar's 'n groot bediening. Wanneer as jy by iemand gaan bid in die hospitaal, wie werk op daai bediening van hospitalisasie gaan bid? Is daar vir julle? Want dit as 'n reël gaan doen. Baie in die verlede. Baie in die verlede. Amen. Amen, maar as wat dit doen. Ons moet dalk weer 'n bietjie aandag aan dit ook gee. En as jy daar instap, gaan die dokters nie hou van die kompetisie nie, want die mense gaan opstaan, soos waar hulle gebid word van sitplek, van bed na bed na bed, gaan die Here mense optel en gesond maak. Dokters gaan sien hier kom kompetisie. En met Vader kan jy nie kompetisie hê nie. Definitief die Here gaan aanraak en die Here red en die Here genees, soos dit nog altyd gedoen het. Pastoor Barend, as kyk na daai getuienis van hom, van die lang tyd wat hy in die 80 dae in die ICU was, en die Here het hom uitgehaal laas. Met nog 'n doel vorentoe. Die Here is groot. Die Here is werklik waar groot.
Die Here ken jou gedagtes. Dit is belangrik dat ons gedagtes so vorm en gevorm hou, dat Abba Vader met ons kan praat die hele tyd. Hou jou gedagtes oop, hou jou gedagtes skoon, want jy is baie belangrik in die akker van die Here. As ons kyk na ons volgende generasie pastoor, wat moet oorneem, ons het mense nodig waarvoor ons bid. Ons het jeug nodig, ons het jeugleiers nodig, ons het ouens nodig, werklik waar, soos ons sonnaskoolonderwysers, wat jy is, en wat actief is, hulle is baie actief in die kerk, en hulle doen baie hardlik drie al die funksies, nou is die tyd, as ek so kyk, hulle is baie hard bezig in die kerk, en ons eer die Here vir julle. Julle is belangrik, want die Here sê, bring die kinders na my. Dit is baie belangrik. Maar ons is ook sy kinders, ons is ook nodig by die Here se voete te bly. Is dit nie so nie wil nie. En vrouebediening, belangrik, mannebediening belangrik, kinderbediening belangrik. Jy is belangrik in die akker van die Here. Weet dit, jy is baie belangrik in die akker van die Here. Musiekman daar regs, jy is belangrik in die akker van die Here. Vir wat jy doen naas. Alles deel van hierdie samewerking in die kerk en die huis van die Here. Maak nie saak wie jy is nie. Moenie dink, jy het nie 'n kwalifikasie nie, jy het 'n kwalifikasie. Deur die bloed van Jesus Christus, hy kwalifiseer vir jou om te werk in sy akker. En dan spandeer ons meer tyd aan die woord van die Here. Gaan heen en vertel in die tempel aan die volk al die woorde van hierdie lewe. Hoe om 'n kind van die Here te wees, hoe om 'n kind van die Here te lewe en te lei. Onthou verder dat as jy met mense gaan begin deel, gaan hulle dink, maar nou gaan hulle vasgehou word net by die evangelie. Hulle gaan nou, hulle vryheid verloor in die wêreld, dat hy nie meer kan maak wat hy wil nie. En hy gaan miskien so dink, en so redeneer, dit is so. Dis hoe hy dink op haar oomblik, maar die slag, waar die Heilige Gees met hom werk, en sy saak op reg maak by die Here, verander sy siening en sy denke rondom dit. En die Here kom gee vir ons soveel meer vryheid, want hy maak hierdie bande aan wat ons vashou in die wêreld, maak hy los, en hy kom gooi dit van ons af, en hy kom werk self in ons lewens. Jy is belangrik om te werk in die akker van die Here. En dit is een van die bedieninge wat die Here op my hart gedruk het ook. En die volgende is, waar ons op 'n volgende geleentheid gaan praat is, Pastoor Ben, Pastoor Roman, pastore en hulle vrouens in die bediening, wat baie jare vir die Here werk. Ons gaan voorsiening maak vir hulle vir 'n afnaweek, wat is tyd in hulle gaan spandeer, om hulle 'n bietjie te uplift, 'n bietjie nuwe lewe te gee, en vir hulle te bid, en vir hulle te beraad en te bedraad. Dit is alles in die vooruitsigte wat voorlê. En ek glo Vader is besig om daai gedeelte in ons vooruitsigte sit, dat ons landwyd daarmee ook betrokke gaan raak. Met 'n sentrum as die Here se wil is, om daai mense weer op te tel. Hulle het ook hulp nodig. Dis mense soos ek en jy, koningskinders wat voorstap, maar baie pak slawe kry in die bediening. Maar wat ook moeg raak in die bediening. Ons elkeen het die Here nodig, en ek glo die Here gaan daai bediening nog regtig waar grondves by ons, en die Here is reeds besig met dit, nou daar soveel geleenthede gaan wees vir dit. En dan kyk ons ook na dinge soos 'n mission school, 'n sendingskool vir die toekoms. Ons gaan iewers heen, my broer en my suster, ons is op pad iewers heen. Ons kyk na nog 'n kerkgebou. Ons is op pad iewers heen. Die Here is besig om te werk in hierdie dinge. Ons gaan iewers heen, maar die Here het hande en voete nodig. Die Here het hande en voete nodig. Kom kwalifiseer vir jou. Jy moet nie te wees met die woord van Abba Vader by jou. Hoe gaan ons van die Here leer as ons nie met hom praat? Hoe gaan ons leer as ons nie gaan deelneem? Die skipper van hierdie boot, hy kan nie net die kaptein wees op die strand bly. Hy moet uitgaan en hy moet die storms gaan face. Ons moet uitgaan en die evangelie van Jesus gaan deel met iemand. En dis daar wat jy gaan sien. Jy dink jy hakel miskien, of jy haak vas, of jy weet nie met mense te praat nie. As dit gaan oor 'n siel, rus Abba Vader jou so toe, jy sal glad vloei hierso. En dit gaan oor 'n siel. Jy is belangrik in die
die akker van die Here. Satan jy sien, as jy net die beeld van God breek. Dis kom aan jou hart. Met alles wat in hom is. Jy is belangrik by jy. Magda, jy is belangrik. En die belangrikheid van alles, ouers, grootouers, klein kinders, ons moet aanhou bid vir ons kinders. Vandag se lewe is rof hier buite. Maar dan verder, sê pastoor Nathaniel die ander hand vir ons, by die bid hier, dat getrouheid is 'n goeie karaktereienskap van 'n kind van die Here. Om getrou te wees aan die wat daar is, dan gaan die Here begin byvoeg. En die Here gaan byvoeg, en die Here gaan byvoeg, en die Here gaan dit alles groter laat word, tot eer van sy naam. Getrouheid. Hulle is daar 3. Ons was donderdag aan 17 in die bid hier gewees. En ek dank die Here daarvoor. Ons begin op te tel, stadig maar seker. Vandag is ons nie baie nie, maar ek glo die engele is hierso. 'n Deel van ons het vir ons te kom beskerm, hulle het ook 'n werk om te doen. Maar ons moet dit nie sien as 'n werk nie. Ons moet onsself sien as werklik waar 'n dienaar, 'n bidienaar in die bediening van die Here. Want jy is dit, en die Here kwalifiseer vir jou verder. Sambediening, mense, julle uplift vir ons werklik waar baie vir die sambediening. En ons eer julle daarvoor, ons eer die Here daarvoor vir daai bediening ook. Môre oor môre, as jy weer 'n hele string getuienis vir hierdie week wat voor lê. Ek weet die Here gaan vir julle seën in hierdie week wat voor lê. En weet dat jy is belangrik. Jy is belangrik, Paul. Moenie 'n kans laat verbygaan as die Here jou wil gebruik vir iets nie. Al is dit iets reg te maak. Ons het baie vervaardige ouens hier om ons wat werklik waar by die hande baie dinge kan doen. Ek het in die week van een van die gemeentelede gebruik gemaak om daar by my bietjie te kom werk, Johnny. En ek het 'n paar goedjies gehad wat gedoen moes word wat vir my nagmerrie was. Want ek 'n bouer gehad het om die goed te gaan te laat werk, wat vir my ingesit het. En ek wil nou nie die ou kritiseer nie, maar die goed het net so rukkie gehou. So wat ek sê is dat jy het vir my kom help en ek is opgewonde daaroor. Ek regtig waar vir my gehelp het goed te. Weet julle wat ons is so verskillend gemaak het? Die ou wat tegnies aangelees, ek sit in kopkrap, ek kan 'n dingetjie teken en sê hy moet dalk so gedoen word. Maar nou soos hy vat hom en hy maak hom reg na gatte. Hy hoef nie te dink jy, dit kom net natuurlik. So is dit ook nodig in die akker van die Here. Dit kom dan natuurlik, want die Heilige Gees lei vir jou om met daai persoon spesifiek te kan werk, of in daai geval te kan werk. En as jy vir iemand kan help, wat 'n skuif deur of 'n toilet regmaak, onthou, dit is ook 'n bediening daai, vir iemand van waarde te wees iewers. En terwyl jy daar is, kan jy nog vir iemand bid ook so tussen die spanners en die troos weer. Jy is belangrik. Moenie iemand jou ooit enigiets anders vertel of wys maak nie. Jy is belangrik, net daar waar die Here is, waar die Here jou geplaas het om te wees. Jy is baie belangrik. Kleinkinders, jy is baie belangrik. Weet dit elke oomblik. Bid vir ouma, bid vir oupa. Bid vir ma, bid vir pa. Hulle het ook jou gebede nodig. En as weet 'n kind, bid sommer net so oop uit die hart uit. Daar's nie wegsteek of niks nie. Dis op die man af wat hulle bid. Moet ons nie wees soos 'n kind wees nie, om sommer net die woord van die Here net so te vat en om so te gaan uitleef nie. Soos hy daar staan. Ons moet nie kerkreëls wat al die jare geskiedenis toegepas was, inbring in goede in wat nie saak maak nie. Ja, ons het ons reëls en goede regulasies, maar as ons so by die mense werk, vat hom van die woord soos hy staan. En die Here sal vir jou moet rus. Want jy is belangrik in die akker van die Here. Deur die bloed van Jesus Christus. Die kruis is leeg, die graf is leeg, hy het opgestaan. Amen. Voordat ek saam bid, gaan ek vra, gaan julle ons dink na my laaste koortjie, en dan gaan ons afsluit. Amen. Amen. Terwyl pastoor Frans kon praat, sy skrif verder van hoe sê hy in Galasiërs 5:29. Ja. En Petrus en die apostels antwoord en sê ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan mens. Amen. En ek wil net iets byvoeg, jy weet my vader as gekom iemand en sê die Here het my geroep ek wil kom werk.
Dan sê my pa van al die besemstok, dan sê pastoor, jy het verkeerd, die Here wil my gebruik. Dan sê die pastoor, toe sê my pa vir my, as die Here nie met 'n besemstok kan vertrou nie, hoe kan hy jou met 'n siel vertrou? Amen. Maar verstaan, Frans was gedink, die dokter moes dit beter gehanteer het, en ons het maar waarvoor het die Here jou geroep. Maar ek verstaan, maar ek wil dit net byvoeg. Maar as my eerlike staak is, my vader gesê, as die Here jou nie kan vertrou met 'n besemstok nie, hoe gaan hy jou met 'n siel vertrou? So ons almal het 'n werk in die kerk, wat ons moet kom doen. Amen. Daarom draak in die week in die Vader en naam van Jesus, Here, elkeen van ons gaan gebruik, om ten minste met een persoon te kan deel in hierdie week, Here, tot eer van U naam. Here, ons vra dat U ons vandag in die liefde en die genade en die vrede van ons Koning Jesus, in Jesus naam.